Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. En se reël hou ons eintlik na die tyd nagmaal, ons verbondsmaal, ons voel vanmôre wil ek dit vroeg met julle gebruik. Dankie vir Sonet wat alles so mooi opgestel het. En elke ding het 'n storie wat hier so is. En vanmôre toe die kindertjie so besig is hier voor, dat ons dit kan gebruik. En of ons dit nou afbyt en breek, dit moet eers gebeur, sodat ons dit kan geniet en die waarde daarvan kan gebruik. Anders lê dit net so. Dit bly 'n uitstalling. Anders kyk ons na Jesus en ons kyk hom van ver. Maar hy was eers gebreek vir my en vir jou. En daai offer en daardie proses was so groot gewees. Daar's nooit ooit 'n ander offer so groot soos hierdie offer wat Jesus gebring het nie. Hierdie proses van gebrokenheid, hierdie proses van om sy lewe neer te lê. Ons kan dit vanmôre met niks anders vergelyk met wat in die geskiedenis gebeur het nie. En dis hoekom hierdie so belangrik is vanmôre. Elke keer wanneer ons dit gebruik. Ek gaan vanmôre broers vra my gou te help om Hans, Johan, oom Johan, ons het 'n Johan en 'n oom Johan. En Andrew, dankie, kom asseblief vorentoe. Kom help ons vanmôre. Vra asseblief deel van almal uit. En volg sommer direk met die kelkies. Baie dankie. Baie dankie. Hou dit by jou en ons gaan dit saam gebruik. Hier is die laaste geleentheid wat ek saam met julle vir nou in die kerk gaan gebruik. En hierdie maaltyd wat die Here vir ons voorberei het so 'n groot en belangrike rol in my lewe gespeel en elke keer wanneer ons met mekaar kon deel.
het ek net besef, jy weet, God se liefde, God se offer is gegee om te deel vir mekaar. En so kom dit elke keer so kosbaar is wanneer ons as gelowiges kan by mekaar kom en dit saam kan gebruik en kan saamstem en kan saam verklaar. Jesus is koning. Het julle daarbo? Sê, dankie. Alraai. Sê, amper klaar. Goed, is daar iemand wat nie gekry het nie? Sê. Voordat ons dit gebruik vanmôre, wil ek hê jy moet na hierdie broodjie kyk wat jy in jou mond gaan sit, wat jy nou gaan breek met jou tande. En ek wil hê jy moet vir jouself uitmaak, wat beteken die gebreekte liggaam van Jesus vir jou? Wat is dit vir jou? En kan ek vandag vir jou sê wat dit vir jou is wat jy aktiveer in jou binneste. Van net hierdie tyd. Dankie Here. Vir 'n lewe wat totaal en al neergelê word. Sodat ons totaal en al in oorwinning kan opstaan en kan leef. Kom ons gebruik saam. Dankie Jesus. En net so die bloed tot vergifnis van ons sondes. Maar die wete dat ons in 'n nuwe verbond staan. Die ou dinge is verby. Kyk, dit het alles nuut geword. Dankie Jesus. So hier is ons nou. Die heel laaste preek. Na 9,5 jaar. En ek vra vir die Here, hoe vat ek saam wat in 9,5 jaar gebeur het?
Hoe vat ek saam? Ek sit op 'n stadium, sit ek gister op die stoep en ek geniet die atmosfeer. Dit was gister 'n lekker dag, sonskyndag en ons kan nie altyd die mooi berg sien wat ons van ons stoep af kan sien nie, want dis baie keer is soms net mistig en reënerig en alles is net so oop en ek sit net so en ek neem net alles in. Alles in. En ek onthou, ons het een Vrydag het ons gebid op die berg waar ek ewe skielik net die bewustheid ervaar het van die skepping, net alles so om jou en die sterre wat so mooi is, jy weet, en jy kyk so oor die hele laafveld uit en jy sien al die broer saam met wie jy is, saam met wie jy bid, jy weet, wat saam met jou stem en saam met jou voel en hierdie oorweldigende gevoel om net deel te wees van die skepping. En ek sit gister daar op die stoep en ek waardeer om deel te kan wees van hierdie sisteem wat hier is. Waar ons bly? Wie langs ons bly? Wie oorkant ons bly? Wie ons raakloop in die straat? Hierdie mooi natuur wat ons het en alles wat ons beleef en ons almal is deel van hierdie sisteem. Jy sien, waar ons gaan is daar 'n ander sisteem. Nou nommer 1, daar's die mooi, daar's die watervalle nie. Kyk, daar is die berge nie. Nee, en dit wat hulle 'n berg noem nie, is 'n en die bome, ai. Is 'n ander sisteem. En ek sit gister net en ek sê, Here, dankie vir hierdie sisteem. Dankie dat ons kon deel wees van hierdie sisteem. Ek sê vir Here, dankie vir almal wat deel is van hierdie sisteem. In alles wat moet gebeur, in elke persoon wat 'n plek vol staan, en 'n uitlewing gee. Elkeen van ons doen iets anders. Dink anders. Ons reageer anders. Ons voel anders. En dis goed so. Want dis hoe dit moet wees, want as ons almal nou dieselfde gedink het en ons almal het nou dieselfde gedoen, dan sou dit maar eintlik heel boring gewees het, nê? Ek sê, Here, wat kan ek sê? En al wat die Here vir my sê is, en dis wat ek sterk op my hart voel vanmôre, Efesiërs 5 vers 17. Dit my knop sê, dankie. Hy sê, moenie onverstandig wees nie. En hier is wat uitstaan vir my. Hy sê, maar verstaan die wil van die Here. Verstaan wat die wil van die Here is. Weet jy hoeveel keer het ek al vir die Here gevra? Hierdie laaste maand. Here, hoekom? Hoekom? Weet jy hoeveel keer het ek gesê, Here, is daar nie 'n ander manier nie? Is daar nie 'n ander pad nie? Ander. En nou is dit net nie. En dit vat my terug op 'n stadium ver terug, toe ons nog in Pretoria was, wat iets gebeur het, en 'n ou tannie kom na my toe, tannie Betsy. Iets het gebeur en ek het regtig nie verstaan wat aangaan nie.
En sy kom na my toe en sy sê vir my, jy verstaan dalk nou nie alles wat nou gebeur nie. Maar eendag gaan dit wat jy nou nie verstaan nie, gaan vir jou sin maak. En daardie hele gebeurtenis van wat ek nie verstaan het nie, wat ek nie gedink het sal gebeur nie, wat gebeur het, al daai goeters wat gebeur het gelei dat ons opeindig in Sabie, 9,5 jaar terug. Ek het nie verstaan, hoekom moet ons in Sabie wees nie. Ek onthou ek het gekom vir my onderhoud, ek onthou my onderhoud, en net voor my onderhoud was dramaties gewees. Die van julle wat dalkie was op daardie dag, dit was dramaties gewees. Die mense is wonderlik, lekker gebly, gekyk na Sabie en ons het die uitgery en ek sê vir my vrou, die plek het nie 'n verkeerslig nie. Ek weet nie wat gaan ons hier soek nie. En soos ons hier weg. Ek het nie verstaan wat is dit wat besig is om te gebeur nie. En ek kom op 'n stadium, spandeer ek tyd saam met die Here in hierdie hele proses na die onderhoud, wat ek ervaar het en ek dink terug en ek dink, jog is mooi, maar Here, ek verstaan nie. En die Here begin om vir my sekere goed te openbaar rondom Sabie, spesifieke goed. En die hoof ding wat die Here vir my sê is dat in hierdie hele proses is God eintlik besig om 'n geestelike opwekking te bring, nie net op 'n plek nie net in Sabie nie, maar in die hele omgewing, waarvan Sabie 'n baie belangrike rol speel. En ek onthou, ek sit op die bed en ek sit so in verwondering en dit wat die Here wys, en ek sê hierdie woorde, ek sê dit hardop, ek sê, Here, as dit U wil is, wil ek deel wees van dit wat U in Sabie beplan. Nee, dit. Binnekort kry ons toe die oproep wat sê, Javi, die gemeente wil jou hê. Jy kan nou kies of jy wil gaan of nie. En ek dink toe, sonder 'n verkeerslig en al die dinge. Here, ek het gesê, as dit U wil is, sal ek U wil wees. En wil deel wees van wat gebeur. En vir 9,5 jaar was ons deel. Ons almal ken mekaar nie 9,5 jaar lankie. Party ken ons redelik onlangs. Party ken ons 9,5 jaar lank. Party het ons 'n rukkie geken en hulle is weer weg. Maar hoe ook al, alles wat gebeur het, was omdat God 'n plan gehad het en 'n spesifieke plan gehad het, met wat hy wil hê hier moes gebeur het, vir 9,5 jaar. En nou is dit verby. My aandeel is verby. Maar die stelsel is nog nie klaar nie. En wat God beplan het, is nog nie klaar. Ek sal baie verwaand gewees het om te dink dat God net my kan gebruik. Dat God net hierdie gemeente kan gebruik. En dis glad nie wat dit is nie. Kom ons gaan woord toe. Kom ons gaan woord toe. Ek wil hê jy moet vanmôre 'n paar dinge verstaan oor wat is nodig vir wat nou moet gebeur.
as daar een ding is wat vir my uitstaan meer as enigiets anders, mense, julle moet bid. En ek sê dit met 'n groot erns in my hart. Julle moet bid. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet meer bid as wat jy ooit gebid het. Nou. En jy moet nie bid vanuit 'n standpunt uit. Here, kom bless ons net nie. Jy moet bid vanuit 'n standpunt aan. Here, ons staan vas. Ons staan vas. Met 'n standpunt uit van. Ek's op die wagtoring. En ek kyk en ek soek. Waar lê die vyand gekamoufleerd? Waar loer hy? Waar wag hy vir 'n geleentheid om in te kom? Ek wens ek kan dit vir julle doen vanmôre. Maar kan nie. Julle moet bid. Want die vyand wil steel en slag en verwoes. En ons kan hom nie daai geleentheid gee nie. So ek het 3 dinge wat ek wil hê, buiten dat ons moet bid. Hierdie gebed moet die basis wees van alles wat jy doen. So ek het 3 dinge wat ek met jou wil deel vanmôre, en dis Hebreërs 12 vers 2, waar hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Dis die eerste ding wat nou moet gebeur. Om die wil van die Here te verstaan, moet jy gefokus wees op Jesus. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na wat staan in Johannes 10 vers 10 en waar hy praat van die goeie herder, maar jou oog gefestig op Jesus. Die Engels sê the author and finisher of our faith. Die begin en die einde, die alfa en die oog gefestig op Jesus. Hierdie laaste paar weke is daar 'n woord wat op my hart gelê word en waar hy in 2 Korintiërs 3 vers 18 praat, waar hy praat van om met 'n onbedekte gesig in 'n spieël die heerlikheid van die Here te aanskou. Onthou julle wat het ons nou net gesê, oog gefestig op Jesus? Kyk nou hierso. Terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Jy moet nou hoor, wat jy, die tyd wat jy gaan vat om op te fokus, gaan bepaal wat gaan verander. Hoor jy wat ek sê? Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. So dis die begin en die einde, en in die begin en die einde is daar nogal baie dinge wat gebeur. En waarop ons gefokus is, gaan bepaal wat gaan gebeur. Jy gaan nommer 1 verander word. En hierdie verandering wat jy gaan deurgaan, gaan soos die verandering wees wat Moses deurgegaan het op die berg, waar hy van die berg afgekom het. En toe hy van die berg afgekom het, toe sê hulle vir hom, hoor hierso, ons kan nie vir jou kyk nie. Ons weet nie wat hier gebeur nie. Maar dit is net so helder, ons kan nie vir jou kyk nie. Hoor wat ek sê, waarop jy fokus, gaan bepaal
wat in jou gaan gebeur en hoor, dit gaan 'n impak maak op die omgewing om jou. Dis die eerste ding. Oog gefestig op Jesus. Die tweede ding is, jy moet verstaan wat is God se plan vir hierdie omgewing. Jy moet verstaan wat is God se plan vir jou lewe. Jy moet verstaan wat is God se plan vir hierdie gemeente. Vir hierdie dorp. Jy moet verstaan wat is God se plan hoor vir hierdie stelsel waarbinne ons is. Johannes 10 vers 10, hierdie is hoe kan ek sê, Christianity 101. Nee? Die dief kom om te steel, slag, te verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom om vir jou lewe en oorvloed te gee. Ek wil jy moet daai gedeelte gaan lees as jy 'n tydjie het. Die gedeelte van die goeie herder. Jesus maak 2 verklaringe in daardie gedeelte. Die eerste verklaring wat hy maak is, hy sê ek is die deur. Hy sê ek is die deur. En jy moet verstaan, as jy by die deur van 'n plek ingaan, en die deur is oop, en as 'n deurwagter wat vir jou die deur oopmaak, het jy 'n wetlike reg om daai plek te betree. Jesus sê ek is die deur. Hy het 'n wetlike reg om sy wil te laat geskied hierso. Maar daar word te veel ruimte gemaak en te veel ruimte gegee vir dit wat oor die skaapskraal klim en by die vensters wil insluip. Wat gekamoufleerd is. En daar vind slagting plaas en verwoesting. Mense vra vir my, sê vir my, op grond van wat in die nuus aangaan, is jy nie bekommerd dat mense sê, we are becoming the Islamic Republic of South Africa. Weet julle dis wat aangaan? Ek sê vir hulle, ek is nie bekommerd nie. Want Jesus is nie bekommerd nie. En hy het beloof, hoor hier, lewe en oorvloed. Ek is nie bekommerd nie. Jesus se wil vir jou is lewe en oorvloed. Jesus se wil is lewe en oorvloed. Ons sê nou, verstaan die wil van die Here. Hoor, lewe en oorvloed. Dis Jesus se wil. Dis wat die goeie herder kom doen. Dis hoekom hy die deur is. Dis hoekom hy 'n wetlike reg het. En met hierdie wetlike reg stap hy in en hy sê lewe en oorvloed. Lewe en oorvloed. En die derde punt is, hy sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, in Hebreërs 13, vers 5. Hy heel laaste gedeelte sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Mense hoor ons groet en mense hoor ons gaan weg. Mense sê, hoe kan dit gebeur? Ek sê wel, ons gaan net Potch toe. Die lorry kom laai al ons goed en ons gaan net soontoe. Dis hoe dit gebeur. Sê, joh, wat gaan van die gemeente word?
Wel, nommer 1. Jesus sê hy bou sy gemeente en Jesus het nie gesê hy gaan ophou nie. Ek hoef nie te vrees oor die dag van môre nie, want hy is my helper. En hy is die helper van hierdie gemeente. Ek verstaan wat die wil van die Here vir hierdie gemeente. En dis lewe en oorvloed. En ek kyk in mense se oë vas en ek sien, hier's mense hierso wat God gebruik hierso, wat God geplaas het hierso, om hulle self uit te leef, 'n verskil te maak. Hoe wonderlik! Hoekom sal ek bang wees? Ek sê ja, hierdie gemeente sal nooit weer dieselfde wees, want hy moet nie dieselfde wees nie. Jy moet meer lewe wees, jy moet meer oorvloed wees, jy moet groter dinge gebeur. Die werk wat die Here gedoen het, net in hierdie 9,5 jaar, ons is maar net 9,5 jaar hier. En hierdie gemeente bestaan nou al, so oud soos ek is, 47 jaar. En hierdie gemeente gaan nog uitbrei, jy weet, hierdie gemeente gaan nog groter word, hierdie gemeente gaan soveel invloed hê, en soveel mense se lewens aanraak, en soveel mense se lewens, jy weet, instuur in plekke. Daarom wil ek vanmôre vir julle vra. Die nuwe pastoor kom. Die nuwe pastoor se naam is nie Gawie nie. Okay. En ek wil hê julle moet vir pastoor Callie ondersteun. Ek wil hê julle moet vir hom bid. Jy sien, daar sekere dinge wat ek net nie vir julle kan vertel. En vir julle wil vertel. Van hoe seer dit soms voel om hierdie plek vol te staan nie. En ek dank die Here vir elkeen van julle wat daar was om ons te ondersteun en ons te help. En ek weet julle sal dieselfde doen met pastoor Callie ook en sy vrou Patrice ook. Ek is so opgewonde oor dit wat die Here gaan doen. Is ek hartseer? Ek is baie hartseer. My vrou vra vir my, kan ek vir jou 'n stresspilletjie gee vir môre? Ek sê van nee. Ek sê ek wil elke oomblik geniet. Ek wil nie verdoof word. om nie te voel wat ek moet voel nie. Maar dankie. Sy tel hierdie goed op, sy sien ek is stil vanmôre. Ek gee vir my seuns. Hulle kom na my en pappa, is jou right? Ja. Voel dit lekker? Nee. Want ek is so lief vir julle. So lief vir hierdie gemeente. En ek is so dankbaar dat hier iemand is wat inkom en net gaan hardloop met wat die Here gedoen het. Soos ek dankbaar vir elke een wat voor ons, wat na ons kom. Maar soos ek dankbaar vir dit wat ook voor ons was. Jou rol is belangrik. Ek wil my seun afroep van bo af. Kom ons maak 'n reëling, ons sal niks tissues uit nie en ons staan nie so by ons. Wat 'n joy
om deel te kan wees van julle lewe. Ons is beter mense as gevolg van wie julle is. Wat julle gedoen het. En omdat julle ons lewe verander het, het die Here dit goed gedink om ons na 'n plek toe te stuur met geen watervalle, geen berge. As gevolg van wat julle gedoen het vir ons. So ons wil net sê ons is lief vir julle. Okay. Die diens is nou besig om na 'n punt toe te beweeg. Ons het so 'n klein videoetjie gemaak oor ons tyd hierso en ons kon nie al die events en al die foto's is ingesit het nie. Maar kom ons kyk dit. Kom ons geniet dit. En voordat ons die video gaan speel, kan ek vra dat julle net so sit. Kan ons 'n blessing oor julle afbid? En dan gaan julle vra om julle hande so uit te strek oor die gemeente. Ek aan so uit. Here, ons wil vandag net kom. En ons wil net elke persoon kom bless. Met die heerlikheid en die teenwoordigheid. Ek dank U, Here, vir elke persoon wat U in ons lewens geplaas het. Dat ons tyd kon saam hê. Dat ons mekaar kon aanraak met U teenwoordigheid. En nou vra ek, Vader, dat soos ons weggaan, dat U hulle sal seën met 'n seëning wat hulle nog nooit ervaar het in hulle lewe nie. Here, ons dink vanmôre aan Andre en Debbie. Seën hulle waarin U hulle stuur. Ons dank U, Here, dat U hulle stuur met 'n plan vir waar hulle ook gaan. Maar elke persoon ook in hierdie plek, Here. Dankie, Here, dat hulle U wil sal verstaan. Lewe en oorvloed. Amen. Amen. So ons gaan 'n videoetjie speel. En soos wat ons die video gaan speel, gaan ek vra dat julle saam met ons geniet. Dit is ons lekker om hierdie ervarings saam met julle deur te gaan. Gaan ons daar as 'n familie, ons gaan daar agter staan en ons gaan julle groet. En as jy nie eerste by die deur is nie, gee vir die persoon voor jou net kans om net mooi te groet. Okay, tot my drukkie. Moenie hier agteruit gaan nie. Okay. Gaan daar. Want ons wil jou groet. Ons wil vir jou in die oë kyk. Ons wil vir jou 'n drukkie gee, ons wil vir jou sê dankie. En ons wil vir jou sê totsiens ook. So na die tyd gaan ons lekker kuier. En ons gaan lekker tyd saam spandeer en nou dankie vir julle almal wat hier so is vanmôre. My vrou vra of sy ook ietsie mag sê. Ja. Net gou vir Oula se mikrofoon ook, hè. Ek wil eintlik vra, moenie weghardloop nie. Ons het 'n fotobooth in die saal, Christine, en ek seker Shanique ook het baie moeite gedoen met alles daar. Ons sal baie graag 'n foto wil hê saam met julle. So ons kan net soos julle nou lyk of haasore en allerlei dinge wat daar is opsit. En dan kan ons dalk maar ten minste 'n paar fotootjies neem terwyl hulle gou alles reg sit vir die kos en ja, dit sal lekker wees as ons saam met julle foto's kan kry.
Hy gaan net die video begin van daar agter af. En ons gaan so lank ons plek inneem, maar geniet die video. Daar sê.